Welkom by vandag se luistermeditasie. Dit is Woensdag 22 April. En vandag gaan ons saam lees Johannes 21 vers 1 tot 14 en ons gaan dit lees uit die 2020 vertaling. Ek nooi jou om tuis te kom in hierdie oomblik van lig en lewe. Kom weer tot rus my siel, want die Here het goed gedoen aan jou. Ja, U het my lewe van die dood gered, my oë van trane, my voete van struikeling. Ek mag leef in die teenwoordigheid van die Here, in die land van die lewendes. Kom weer tot rus, my siel. Genadig is die Here en regverdig. Ons God is barmhartig. Ons lees saam Johannes 21 vers 1 tot 14. Hierna het Jesus by die see van Tiberias weer aan sy disippels verskyn. En dit is hoe hy verskyn het. Saam daar by mekaar was Simon, Petrus en Johannes wat bekend staan as Didymus, Nathanael van Kana in Galilea, die seuns van Zebedeus en nog 2 ander van sy disippels. Simon Petrus sê vir hulle, ek gaan visvang. En hulle sê vir hom, ons gaan ook saam met jou. Hulle het uitgegaan en in die boot geklim, maar daardie nag het hulle niks gevang nie. Teen dagbreek het Jesus daar op die strand gestaan. Maar die disippels het nie geweet dit is Jesus nie. Jesus vra hulle toe, my kinders, julle het seker niks om te eet nie. Hulle antwoord hom, nee. Hy sê toe vir hulle, gooi die visnet aan die regterkant van die boot en julle sal iets kry. Hulle gooi dit toe uit, en vanweer die groot klomp vis was hulle nie in staat om dit in te trek nie. Daarop sê die disipel, die een vir wie Jesus liefgehad het, vir Petrus, dit is die Here. Toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, het hy sy boekleed omgebind, want sy bolyf was kaal, en in die see gespring. Maar die ander disipels het in die skuit gekom, en die net met die visse gesleep, want hulle was nie ver van die land nie, net ongeveer 200 el. En toe hulle aan land kom, sien hulle daar 'n koolvuur gereed, en vis daarop lê, en ook brood. Jesus sê vir hulle, bring van die visse wat julle net gevang het. Simon Petrus het toe aan boord gegaan, en die net vol groot visse op die land getrek, 153, en hoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie. Jesus sê vir hulle, kom eet ontbyt. Niemand van die disippels het egter gewaag om hom te vra, wie is u? Nie, want hulle het geweet dit is die Here. Jesus kom toe, neem die brood en gee dit vir hulle en so ook die vis. Dit was reeds die 3de keer dat Jesus aan die disippels verskyn het nadat hy uit die dood opgewek is. Petrus staan weer op die strand van die see van Galilea. Die viswaters, dieselfde plek waar alles begin het. Vir party lyk dit of hy terugval in die ou bekende na die kruisiging van Jesus. Sy wêreld het immers in duie gestort. Sy meester is dood. Die drome wat hy en sy vriende saam met Jesus gehad het, is verby. Maar ek dink anders oor hierdie Petrus en sy vriende wat besluit het om weer te gaan visvang. Ek dink nie dit is Petrus wat terugval in 'n ou lewe nie. Nee, ek dink dit is Petrus wat doelbewus terugkeer. Terugkeer na die plek van oorsprong. Terug na waar Jesus hom die eerste keer geroep het. Daar in die bekende reuk van seewater en die teer wat gebruik was om die boot dig te maak.
in die wieg van die skei, en die stilte van 'n leë nag, van weer eens niks vang nie, maar tog ook dalk vir die eerste keer alles vang. Trauma en seer kry bring ons dikwels terug na die plekke waar ons onsself die beste ken. En dit is presies waar Jesus vir Petrus kom ontmoet. En weer eens herhaal die wonder. 'n hele lang nag van geen vis nie, net soos destyds. En dan die stem van die vreemdeling op die wal, gooi die net aan die regterkant uit. Die net bars amper, 153 groot visse. En dan Petrus. Hy gord sy boklere om en spring in die water, 100 tree na die wal toe. En Johannes vertel nie hoe hy dit afgelê het nie. Was hy soos 'n drenkeling wat uitgespoel word? Of soos Jona deur die see uitgebraak? Of het hy die keer sy oë op Jesus gehou en op die water geloop? Ons weet nie. Maar ons weet hy kon nie wag nie. Hy wou by Jesus uitkom. Liefde trek hom vinniger as wat die vrees hom kon terughou. Is die derde maal dat Jesus brood en vis vermeerder. 'n derde wonder. Maar die keer is dit intiem. Geen skare nie. Net 'n paar honger disippels om 'n vuurtjie op die sand. Net hulle en die Here wat self die vis braai. Die disippels staan verwonderd en tereg. Wie sal nie? En dalk is dit juist dit wat die opstandingsverhale met ons almal wil doen. In verwondering. Hulle herken hom nie, maar niemand waag dit om te vra, is dit U? Die bekende is terselfdertyd die raaiselagtige in hierdie tyd van Pasen. En selfs die derde keer bly die opstanding 'n misterie wat die hart laat stilstaan. Jesus ontmoet ons steeds op die plekke waar ons begin het. In die bekende, in die seer, in die gewone. Hy nooi ons nie net terug nie. Hy wag ons daar in met 'n vuurtjie, met warmte, met gasvryheid, met wonderbrood en vis, en met 'n nuwe uitnodiging. Kom, eet, sê hy. En daardie eenvoudige maaltyd word ek en jy en Petrus en vriende weer onsself. Vissers. Vissers van mekaar. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk, en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.